Voordat ons die woord van die Here oopmaak, wend ons harte, ons gedagtes en ons gebede tot hom. Kom ons bid nou saam. Getroue God, liefdevolle God, genadige God, skepper God, God van die wêreld, God van die heelal, ons God, my God. Ons kom kniel vanoggend voor U, Here, want ons ken U. Baie van ons ken U van kleins af. Van ons het U eers leer ken later in ons lewens. Of dalk het ons U dalk reeds geken op 'n manier, ons het geweet van U. Maar U het ons self aan die hart kom gryp. Vir ons kom verseker ons behoort aan U en dat U 'n verhouding met ons begeer. En daarom is U nie ver nie, Here. U is hier. U is naby. U is met ons. U is met ons as ons op die pad gaan en ver moet ry. U is by ons en met ons as ons op in die skoolbanke sit of by die huiswerk doen, as ons buite gaan speel. U is by ons as ons in die aand in die bed gaan lê. U is met ons en by ons hier vanoggend, Here. Here Gees. En die begeerte is ook dan om met ons te praat. Ons het 'n afspraak met U en U het 'n afspraak met ons. Elke dag. Maar ook in die besonder op hierdie rusdag. Op hierdie Sondag, waar U kinders in die kerk bymekaar kom. Here, dankie dan vir elkeen wat vanoggend hier is en hierdie afspraak nagekom het. Ons dink aan wesse lidmate wat vanoggend by die huis sit, dalk wat nie hier kan wees nie. Ons dink aan die ooms en tannies in die aftreeoord, wat al oud is, Here, wat nie meer beweeglik is nie. Ons dink aan die wat siek is. Here, ons dink aan die wat dalk nie hier wil wees om een of ander rede nie. Of net nie meer belangstelling toon nie. Vir die wat afgekoel het in hulle geloof. Die wat U nie meer kranig dien met alles wat hulle is nie. Vir hulle wat sit en wag vir 'n ander om die goeie werk van die koninkryk te doen. Here, dankie dat U elkeen van ons opkommandeer vir diensplig. En dankie ook dan vir elke liewe kind van U, elke deel van hierdie liggaam waarvan U die hoof is. Wat kom sê, hier is ek, Here, gebruik my. Net soos wat ek is. Met my gawes en talente, maar ook met my hartseer en pyn, my swakpunte. En nooit sal U vir ons sê, gaan weg van my af nie. U nooi vir ons in, U nooi vir ons nader, ja, in hierdie verhouding. En as U met ons praat, Here, weet ons, dis deur die Heilige Gees, maar dis ook in die woorde van die Bybel. In hierdie lydenstyd, op hierdie eerste Sondag van lydenstyd, dink ons aan die kruis van Jesus, en wat U vir ons gedoen het. En ons harte juig, en ons is bly, want U is nie 'n dooie man ergens daar in 'n graf, in Jerusalem, U lewe. Here Jesus, U regeer vanuit die hemel uit, oor die wêreld. En ons weet hoewel dinge te mekaar is, tans, sal U orde, en U finale woord seëvier in hierdie wêreld. En ons sal saam met U wees tot in lengte van daai. Ons begeer dit, ons bid, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom, Here. Laat dit ook nou hier kom, in hierdie wêreld, vir ons en deur ons. Gebruik vir ons. En spreek U dan nou, Here. Die dienaars en dienaresse luister. Amen. Geliefdes, ons teksgedeelte, dit is op die bord hier agter my aangedui, kom uit Matteus 16 uit, die evangelie van Matteus. En ons tema is belydenis of getuienis. Dit wat ek sê van God, oor Jesus, is eintlik gelyk aan hoe ek behoort te lewe ook. Ek lees dan van vers 13 af. Woorde is op die bord, U is welkom om daar te volg. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord,
Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus. Petros in die Grieks, wat letterlik rots beteken. Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. En dat hy doodgemaak moet word. En die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aangaan, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens in ruil gee vir sy lewe? Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan wat beslissing sal sterwe, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Ons skriflesing tot sover. Wat gaan hier aan? Dat Jesus nou vir dieselfde Petrus wat hy net nou gesê het, op hierdie rots gaan ek my kerk bou, 'n bietjie later gaan sê, jy staan my pad, Satan. As Petrus hom berisp en sê, maar nee Here, ons wil nie al hierdie goed met u gebeur nie. En hoekom lees ons dit dan nou vanoggend met lydenstyd? Nou 'n baie slim teoloog of geleerde het in 'n aanbeveling vir teksgedeeltes vir preke tydens lydenstyd. Beveel hierdie ou aan dat juis Matteus 16 in hierdie gedeelte wat ons spesifiek gelees het moet kan gebruik word as die eerste teks vir die eerste Sondag van lydenstyd. En ek kyk seker verkeerd, want in Petrus se belydenis sê hy mos nou, Jesus is die Here. Hy bely dit. En dit klink eintlik wonderlik, mense moet sê, maar dis mos nie die begin van Jesus se lydensweg nie. Ons dink baie keer Jesus se lydensweg begin mos daar in Jerusalem. Met Here sê hy, dis eintlik 'n die wat die Bybelstudie bygewoon het, dit kom eintlik van die ou Messias af, die gesalfde. Hy sê eintlik Jesus is van God af, hy is self God. Hy is die een wat verwag is. En mense het gesê, uiteindelik hier verstaan iemand. En mense dink Jesus is baie opgewonde. Want vir die eerste keer is hierdie belydenis, na 3 jaar wat die disippels saam met Jesus loop en sien wat hy gedoen het en hoor wat hy gesê het, uiteindelik iemand vir wie die liggie aankom, en hy sê, hier is Jesus. Dis mos deel van Jesus se verheerliking, nie deel van sy lydensweg nie. Maar ons sien baie vinnig, hierso is iets nie pluis nie. Want Jesus sê vir sy disippels, julle moet
Moenie nou met mense gaan praat oor wat nou hier gebeur het nie. En net 'n rukkie later sê hy vir dieselfde Petrus, jy staan op my pad, Satan. En soos wat ons die teks eintlik begin lees, soos wat ek het lees, begin 'n mens baie maklik of baie vinnige bietjie van 'n ongemaklikheid hierso te kry, want dit laat dink 'n mens amper aan daai intog in Jerusalem. Onthou die intog in Jerusalem waar die volk gejuig het, die seun van die mens, halleluja, Jesus is hier, die Messias het gekom. Hulle gooi palmtakke, hulle trek hulle klere uit en gooi dit voor daai donkie waarop Jesus in die stad inry. En aanvanklik lyk dit na 'n triomfantelike gebeurtenis. Maar dan kyk 'n mens na Jesus se gesig en die Bybel sê en Jesus het gehuil. En mense dink Jesus behoort opgewonde te wees en ons behoort opgewonde te wees oor Petrus se belydenis, sy getuienis hierso. Maar die probleem is natuurlik, hoewel Jesus sê niemand kan hierdie belydenis maak as die Heilige Gees dit nie vir hom gee nie. So Petrus maak hierdie belydenis deur die Heilige Gees, maar hy self wat Petrus is, het nie die vaagste benul wat hy sê nie. Hy verstaan net so min soos daai mense die dag in Jerusalem vir Jesus verwelkom het. Daai selfde mense onthou het hom net oomblikke later laat kruisig. So verstaan hierdie disipel Petrus nie wat gebeur nie. Ons sien hy verstaan dit nie, want hy wat gesê het, Here, ek sal deur dik en dun by u staan. Nie lank daarna nie, verloon hy vir Jesus. En ons sien, alles is nie hierso soos wat dit op die oog af lyk nie. Dit is 'n groot oomblik hierdie. Petrus het natuurlik daai belydenis nie uit sy mou uitgetrek nie. Dit kom van die Heilige Gees af. Daar is 'n wonderwerk wat hier gebeur, maar die probleem is, hy weet nie wat hy sê nie. Dis 'n deurbraak. Nou as ek nou sê, dit maak ons 'n bietjie ongemaklik, en kyk, die teksgedeelte moet natuurlik ook met ons vanoggend praat en tot ons harte. En ek wil op 'n manier vir u uitnooi om vir 'n oombliekie dalk vir u self in Petrus se skoene te gaan plaas. Want almal van ons het nou net bely met daai geloofsbelydenis. Ons glo in God. Hy is die Skepper. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in Jesus as die Messias, die gekruisigde, die opgestane, die een wat ons sondes vergewe het. Ons glo in die ewige lewe. Ons sê dit met ons monde. Maar weet ons wat ons sê? Verstaan ons wat ons sê? Die belydensklas, ons is nou besig, hulle gaan, einde van die jaar gaan hulle as Here wil voorstaan en ook bely. Hulle volg die Here, hulle glo in hom. Almal van ons het al by geleentheid dit gedoen en doen dit gereeld. Maar disipelskap bestaan tog uit meer as net wat ek sê en bely. En dis die hele punt. En dis wat ons moet raak sien. Lydenstyd kom herinner ons daaraan dat daar 'n kruis vir ons elkeen wag. Want ek kan nie hierdie belydenis maak en dink dinge gaan dieselfde bly vir my nie. Of ek kan nie hierdie belydenis maak en dit van harte glo wat ek met my mond sê en my lewe bly dieselfde nie. Ons moet weet, ons hoor van Jesus vers 24, daar is 'n kruis wat moet opgeneem word. 'n Las. En wie se kruis is dit? Dis juist Jesus se kruis. Jesus het sy kruis vir jou gedra. Wil jy nie ook Jesus se kruis opneem nie? En kom ons bely dan, met alles wat in ons is, Jesus is die Here. Hy is ons verlosser. Maar dat ons begin lewe en hom begin volg soos wat hy vra. Omdat ons 'n onlosmaaklike band van liefde het wat ons aan hom vasbind. Jesus se liefde. Dat ons daai kruis sal optel en agter hom sal begin aanloop. Geliefde van die Here, dis my innige gebed vir u, vir jou geliefdes, jou gesin, vir myself. En is daar dan 'n beter tyd as om te begin as vandag, as nou? En mag hierdie volgende paar Sondae van lydenstyd ons dan, al moet ons dit nou 5 of 6 keer hoor, elke keer daaraan herinner.
Jesus is die Here. En hy vra van ons meer as net leefwoorde. Hy vra van ons dat ons disippels sal wees. Hy vra niks meer nie, niks minder nie. Ons bid saam. Amen. Liewe Here, ons sê dan ook amen, amen. Laat dit so wees. Ons weet, ons is nie beter as ou Petrus nie. Maar tog dieselfde Petrus wat daar by die vuurtjie staan en U 3 keer verloon. Hy wat gesê het hy sal dit nooit doen nie. Juis hy raak toe die rots van die kerk. En Here, ons staan nog steeds in die voetspore van Petrus. Want ons is nog steeds vandag 2000 jaar later die kerk. U het vir die disippels daai dag gesê, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En dit is nie deur enige menslike toedoen dat ons vandag nog in hierdie kerkbanke kan sit en sê ons is gemeente van Christus nie. Dit is U wat ons beskerm het en gebring het tot hier, o Heer. En daarom bid ons vandag vir die kerk oor die wêreld heen. Maar nie besonder vir ons gemeente waar ons kan dien en werk vir Wes. Ons sê vir dankie vir elke bediening wat hier kan gebeur. Here, dit wat amptelik gebeur, maar wat die lidmate van hierdie liggaam van U uitbeweeg by die kerkdeure, huis toe gaan, daar gaan praat en leef, en werk toe gaan en daar gaan doen en leef en praat. Dat daar stukkies van U koninkryk saam met ons hier uitgaan. Weereens nie omdat ons so wonderlik of spesiaal is nie, maar omdat U die een is wat vir ons dit doen en gee. Here, ons bid dan weer, maak ons bewus deur die Heilige Gees van U teenwoordigheid in ons lewens. Laat ons opnuut besef wat beteken sola gratia, genade alleen, wat dit 'n geskenk van U af is. En motiveer ons en inspireer ons om ons lamknieë en slap handjies te versterk en te gaan doen wat U vra. Dit sal kos dat ons op U gefokus bly. Dit sal kos, Here, dat ons U kruis sal opneem. En al maak daai kruis baie keer seer en hy swaar om te dra, want dit is altyd die moeilike keuse om die minste te wees. Is ons diensknegte, nie slawe van die Allerhoogste. Maar wat 'n voorreg en wat 'n eer. Want ons weet vir ons eindig dit in 'n wonderlike realiteit. Ons gaan saam met U regeer in die nuwe Jerusalem. En Here, daarom was elke tree van Jesus se lydensweg moeite werd gewees. Want U dit vir ons kom doen. En daarom is dit nie vir ons moeite nie, Here, dis nie vir ons sleg nie, dis vir ons 'n reuse voorreg om te kom sê, neem my lewe, laat dit, Here, meer gewy wees aan U, elke dag, meer en meer. Ons bid dit in die naam van die een wat nie vir ons kom ly en sterf aan die kruis nie, maar in die naam van die een wat opgestaan het uit die dood uit, die dood en die Satan self oorwin het, opgevaar het aan die hemel, en hy wat weer sal terugkeer om ons te kom haal, in die naam van Jesus, die Here, die Christus. Amen.